Shalom almal, baie welkom by Yahweh Eltekon. Ons is vandag op die dag wat die Shavuot fees begin. In ander woorde, wat beteken Shavuot? Beteken die fees van weke. In ander woorde, ons het afgetel 50 dae. Met ander woorde, wat moes jy in 50 dae gebou het? Intieme verhouding met Abba Vader. In ander woorde, jy moes saad ontvang het wat die woord van God is, sodat wanneer ons nou kom, soos wat julle dit ken in Pinkster, kom met ons vervul word met die Heilige Gees. Soos Shavuot is eintlik Pinkster. Die wêreld het Pinkster net op die verkeerde dag en tyd. En Vader sê by vasgestelde tye moet ons dit doen, nie op die wêreld se kalender nie, maar op Jahwe se kalender. So dit is waaroor Shavuot gaan, soos julle sien. Daar's baie vrugte, met ander woorde dis saad, dit is ook die opbrengs van jou eerste oes, wat jy inbring, met ander woorde waar jy ook vir die Vader 'n tiende moet gee, met ander woorde, dit kan 'n emosionele verhouding tiende wees met Vader, dit gaan nie oor geld nie, dit gaan oor die oes, die opbrengs, wat jy is jy 'n opbrengs. Kan jy oes lewer, as ek nou met Tuisie praat, met ek en Tuisie kan woord praat, en hy moet kan sê amen en ek moet kan sê amen. So ek met Susan praat of met Karina praat of met Christine praat, wat ek kan sê hoor hierso, of met Nana en Emma praat, hoor hierso, ons het 'n verhouding, ons kan oor die woord praat. So daar gaan 'n tyd kom wat ek gaan ons in 'n kringetjie gaan sit, dan gaan ek sê kom ons praat woord. Kom ons praat woord, dan toets ons mekaar in die woord in. Michael, wat het daai gekos wat ons in die Bybel wat hom die uitleg so gee? Kyk bietjie vir jou Antie daarso. Ek wil dit net hier so uithaal. Ek moet myne nou my Bybel sit, maar ek wou dit nie insit voor ek nie vir julle wys nie. Ek wil bitter graag hê julle moet groei in die woord in. Nou wat hierdie kaarte doen is, nê, is as jy nou byvoorbeeld na die boek Genesis kyk. Kom ons kyk of waar is ek nou. Ek het nie my brilletjie op, ek sal hom nou opsit. Die Ou Testament, dan wys hy hom vir julle so. In die Nuwe Testament wys hy, en dan begin ons, en dan is Genesis hierso. Dan gee hy vir jou hele uitleg. Hy begin vir jou die Bybel gee soos 'n hele uitleg. Met ander woorde, wat jy dan weet, as jy lees oor wat gaan Genesis, en jy lees hierso, hier's 'n paar Genesis nou, so jy sit dit in jou Bybel ingee by Genesis, en jy lees dit, en dan verstaan jy waaroor die boek Exodus gaan, waaroor die boek Efesiërs gaan, waaroor die boek Handelinge gaan, waaroor die boek Openbaring gaan. So ek glo Vader sal my bless dat ek kan 20 van hulle kan koop, om vir julle te gee. Dis moet ek vir Mike vra, mens vir my kyk wat dit kos, want ek wil regtig dit vir julle koop. Mike wil ook graag van dit hê. Dink nee, hy het nou seker sy toon gehaak. Peanut, kom hierso. Hy's weer 'n busybody vandag. Ek gaan hom nou kamer toe vat. So, wat ek wil hê is, Shavuot beteken saad. So ek moet vir julle saad gee, dat julle met mekaar kan sit en praat. Benny, hoe gaan dit daar by Stille Rus as jy woord deel? Praat hulle saam, deel hulle saam, doen hulle dit? Amen. Dis lofwaardig. Dankie Benny. So met ander woorde, wat sê ek vir julle die Woensdag as ek nie kan nie, dan moet Benny kan aangaan. So wat ek gaan doen hierdie jaar is, ek gaan vir Benny van die eerste feeste gee, dan gaan ek vir hom sê, gaan hierdie fees deur, nê, dat hy die feeste beginne ken, dat hy Vader se vasgestelde tye ken, want dit is goed as ek hulp het. Ek sal Diana onthou dat ons daai uitdruk, die 7 feeste van Jahwe. Moenie vergeet nie, Mike, die 7 feeste van Jahwe. Dat ons dit kan doen, dat ek kan weet Benny kom in lyn met dit.
Oor Deline is ek nie bekommerd nie, want hulle gaan hier by Diana uitkom. Ek glo hulle sal op die ouend 'n groepie het wat hulle sit in Bybelstudie hier kan hê. Sy gaan net voor by ontvang sit. Sy gaan bietjie skuif, sy gaan nie meer by haar ou plekkie sit nie. So gaan ontvangs baie nice inrig sodat daar is reeds banke. Ek gaan byvoorbeeld net een bank uithaal wat waar die portaal is waar sy nou mense die kliënte ontvang. Maar dan kan julle kyk dat julle eenmal 'n week kan julle dalk by mekaar kom. Dink ek dit sal goed wees, Delien. As julle eenmal 'n week stem jy daarvoor. Nou met ander woorde, Woensdae bly nog Woensdae. Wat julle buitekant toe sal gaan. Maar intussen dit gaan eers September wees. Maar ek wil hê julle moet weet ek los julle nie, julle sal nie verlore gaan nie. Want dit was Susan se bekommernis geweest. Onthou ek dink Michael ek dink is 4 of 5 maatskappye wat ons ran. Dan praat ons nie vir die aan wie ons verkoop nie, dan praat ek van Bitterbaai. Dit gaan rof met die wat Izani se werk moes oorneem. Oor my kind nie lekker is nie, so hulle moet altyd weet dis net wanneer daar omstandighede is wat ek nie kan nie. En dit help my aandag is verdeel. Soos vandag sien julle ek is rustig en kalm en ek kan vir ons dit doen. OK. Ek dink dit is gewone aan my nag. Ek dink die krap nie net in hom, jy moet hier op by aan my nag. Dis goed. Dis goed so. Dis goed. Maar fout met die woord, nie met die skerp togge hê nie. OK. So as jy behoort is letterlik die oes. Ons kyk hier na Boas en Rut ook vandag. Hoe die gerwe opgetel word. En dan vra ek vir julle, het julle 'n gerf wat julle vir Vader kan sê, ek hou 'n gerf op vandag. Nou die gerf kan jou woord wees wat jy ophou. 'n Gerf kan 2 brode wees wat ons 'n beweegoffer vir Vader gaan doen, sodat ons 'n aanneemlike offer vir hom kan wees. So jy as tempel van Abba Vader met 'n aanneemlike offer kan wees. Amen. Alright, nou kan ons begin. Ek praat altyd sommer 'n intro met gebed en alles. Dan is dit baie makliker. Want dan as ek begin met die woord, het ek 'n intro gegee wat julle kan verstaan. Levitikus 23:15 tot 17 en 21 tot 22. Dan moet julle tel van die dag na die Sabbat. Die dag af as julle die beweegoffer bring, 7 volle weke moet dit wees. Tot die dag na die 7de Sabbat moet julle 50 dae tel, dan moet julle 'n nuwe spysoffer aan Jahwe bring. So jy moet nie raak dat jy 'n nuwe offer vir Vader kan wees. So in hierdie 50 dae, onthou nou volgende jaar in die 50 dae, ons moet skoon word soos 'n bruid. Dat jy 'n wit rok kan aantrek. Dat jy kan skoon wees, plekkeloos wees. Dat jy gewaste kind is van Abba Vader met die bloed van Yeshua wat die koekie seep is. Ek sê altyd as jy die bloed vat en jy praat oor die bloed van Abba Vader, is dit 'n koekie seep. Julle moet uit julle woonplekke 2 beweegbrode bring. Dit moet van 2/10 van 'n eva vuil meel wees. Gesuur moet dit gebak word as die eersteling aan Jahwe. Met ander woorde, 1/10 van jou eerste oes op opbrengs as jy nou soos ons het wat nou mielies gaan stroop, moet ek 1/10 daarvan vat en ek moet dit vir Vader gee. Het sy dit ek dit in julle insit deur kospakkies of wat ek ook al doen, want dit is hoe ek my 10de gee is om aan julle te kan voorsien. OK, so Benny het 'n ekstra pak hoender wat 'n 10de is, soos jy môre sop eet, dink aan die 10de wat Vader moontlik gemaak het, nie Susannie wat kom uit Vader se bakskottel vir jou. OK, onthou ons breek dat ek hulle stuur om brood te gaan koop, hoor? Levitikus 23 vers 21. En julle moet op daardie selfde dag uitroep,
'n heilige vierdag moet dit vir julle wees. Nou julle kan gerus na Frik Weidemansen gaan kyk in hierdie tyd in. Dit is heilige Shabbat dae, die 4 heilige dae. So van vandag af is dit 4 dae. Diana het uitgewerk, dit stop Saterdag aand. So mag jy geen beroepswerk doen nie. Dis 'n ewige instelling. Julle moet die woonplekke voorberei vir julle geslagte. So julle moet julle kinders leer, soos Susan nou gesê het, sy raas met Cassie, want sy wil hom leer wat heilig is vir Vader. Maar ek wil vir jou sê, Susan, hy mag op die almanak krap, want Diana moet vir jou wys hoe krap ek op hom. Maar ek krap die woord op hom. So Cassie met die woord gaan krap. Okay, maar ja. Dan Levitikus 23 vers 22. As julle die opbrengs van julle lande oes, moet jy die kant van jou land as 'n oes nie heeltemal afoes nie. Vir wie? Vir die weduwee, die vreemdeling, die ou wat nie kos het nie, sodat dit vir Jahwe 'n aanneemlike offer kan wees, 'n gedeelte wat jy afstaan vir jou medemens. So as julle hier sit, staan julle tyd vir mekaar af by Stilleris, of beklei julle baie keer net, of maak julle kans om te sit en net te sê, hoorie, kom ons wees net lief vir mekaar met die liefde van Elohim. Kom ons roep God Emmanuel met ons. En ons begin deur die bril van Vader kyk en nie die bril van die wêreld kyk nie. Sodat die verbond in hierdie tyd wat wonderlik is, as jy in hierdie tyd die salwing verstaan, dan word die verbond op jou hartkamers geskryf. So dan hoef jy nie meer te worry, jy gaan verkeerd praat of handel nie, want dit is op jou hart geskryf. So dit wat in die hart is, loop die mond van oor. So dis belangrike opbrengste wat jy moet verstaan, sodat jy in die dwelling place kan wandel van jou eie binnekamer. Hierdie gaan 'n intieme verhouding met jou en met Vader. Het jy daai intieme verhouding? Dis 'n bloedverbond, net soos wat 'n huwelike verbond is hierdie 'n bloedverbond wat jy met Vader sluit, sodat hy het vir jou die Heilige Gees agtergelaat. By Sinaï sterf 3000 mense op die week van Shavuot Pinkster, red Vader 300 mense en hy restore die nasie met dit wat hulle verloor het weer met 3000 mense. Is dit nie kosbaar nie? Hy restore. So in hierdie tyd kom hy en hy restore jou. Hy vervul jou met Heilige Gees, sodat jy naand in tale sal sing en kan praat. En as jy dit nie dadelik doen nie, gaan Vader dalk in drome aan julle verskyn, want weet julle wat? Hy sê in julle oudtyd sal hy met die ou mense, die oues van daar sal hy in drome praat. So jy kan baie meer dalk droom in hierdie tyd in. 50 dae na die Sabbat van die Pasgafees. Hebreëse naam is Shavuot. Historiese instelling in die woestyn, verbond word gesluit tussen Jahwe en Israel. Ons is Israel, ons is ingeënt in die Makwe lyfboom. 10 gebooie word gegee op die berg Sinaï. Staan die 10 gebooie in jou hartkamers. Jy moet hulle ken, gaan leer hulle as jy dit nie ken nie. Gaan leer hulle, maar ek net hier vir my vat. Want hy gaan nou af hierso. En dan moet jy net vir my dophou dat ek 12:30 moet ek net kyk self van die mense weg vir my. OK. So met ander woorde, jou 10 gebooie as jy hom in jou kopkussing het, en ek voel soms moedeloos, dan lees ek eers wat is Vader se standaard, sy broodresep. Want dit gaan oor die oes, die brood. Die brood wat jou lewendig hou is om sondeloos te kan lewe. Is dit maklik? Nee, maar herhaling van die woord word dit vir jou maklik in jou binnekamer. Is 'n nuwe verbond wat Vader sluit.
Hy is nie dieselfde verbond wat hy op Sinaï sluit nie. Hy sluit 'n nuwe verbond. Hy laat jou nie wees agter nie. Hy laat die Heilige Gees agter op Pinkster om jou te lei in alle krag en waarheid. Hoekom ek vir jou Pinkster noem, jy verstaan dit beter wat dit julle kom uit die Breekkerk, uit die ou bedeling in. Die Shavuot is dieselfde as Pinkster. Yeshua, die woord en die vervulling van die Torah, die wet, kom woon op aarde. Met ander woorde, Yeshua kom en hy word mens en hy kom woon op die aarde en hy vertel vir hulle die verbond in gelykenisse in. So gelykenisse is deel van die verbond. Profesie beteken reeds vervulling. Baie profetiese woorde gaan uit oor die laaste tyd. Is ons in die laaste tyd? Ja, verseker. Uitstorting van die Heilige Gees tydens Shavuotfees. Die wet word deur die Heilige Gees op ons harte geskryf. Lewe nou onder die leiding van die Gees. Wie lei jou in alle krag en waarheid? Heilige Gees. Hoe weet jy of Heilige Gees daar is? Jy kry 'n gevoel in jou gut in. Met ander woorde op jou maag, X is reg of X is verkeerd. Dan weet is Heilige Gees wat jou waarsku of jy sê 'n vloekwoord en dadelik sê jy ekskuus Abba Vader. Dan Heilige Gees jou dadelik gewaarsku, jy handel nou nie volgens Vader se wil nie. So dis nie moeilik, die Heilige Gees sal jou waarsku, laat Heilige Gees meer welkom voel in jou binneste, sodat hy jou kan waarsku wanneer jy swak in die vlees is en na sonde toe wil terugkeer. Dit is al beskerming wat jy het, jou beste soldaat is Heilige Gees. OK. Shavuot is Hebreëus vir weke en Pentekos is afgelei van die Griekse woord die 50ste dag. Nou 50 is ook 'n volmaakte getal. Goed. Hierdie fees staan in Afrikaans bekend as Pinkster en deur die jare het die help gou Mike. Miskonsepsie bestaan uit Pinkster met die uitstorting van Heilige Gees ontstaan. Met ander woorde, daar was 'n wanindruk gewees, 'n wangedagte gewees, 'n wanleerstelling gewees, 'n valse leerstelling. Soos die Paashaas en al die pagan feeste. Hoeveel pagan feeste is daar? 7. Hoeveel feeste is daar van Vader? 7. Wat doen die bose geeste? Hulle doen 'n copycat van Vader se goed. So hulle sal jou altyd mislei en dan vir jou op 'n ander dag sê dit is Pinkster, maar is nie op Vader se vasgestelde tye nie. Daarom, julle wat hier is, die wat nog almanakke kort, die kalenders kort daar is, julle kan kry, laat julle beginne kyk wanneer dit is en elke dag is daar vir jou skrif op daai almanak. Lees daai skrif. As jy vir my sê, jy kan nie in die woord bly nie, wil ek vir jou sê, jy het 'n kalender wat elke dag vir jou skrif gee. Lees die skrif. Dit is krag. Dis beteken jy soos 'n kupa, waar 'n bruid onder staan, jy staan onder Vader se sabriel, Jakobus 4 vers 7, dan is jy ook onder die bloed. Want ons pleit nie die bloed nie, die bloed is in ons en ons is onder die bloed. Dis waar die Shekinah glory wolk inkom. Dit is vir gelowiges wat bewus word van die belangrikheid van die Bybelse feeste. Altyd wonderlik om te besef dat die fees wat beskou word as 'n Nuwe Testamentiese gebeurtenis eintlik sy oorsprong diep in die Ou Testament gekry het. Waar het hy hom gekry? Waar was die eerste uitstorting van die Heilige Gees gewees? Op Sinaï. Was die eerste uitstorting van die Heilige Gees. Die tweede een was in die bovertrek en die derde een was op Pinkster gewees. Op die bovertrek het Yeshua fisies vir ons die nagmaal, die kommunion ingestel. So baie mense stry met my daar, hulle sien dit nie soos ek nie, maar ek sien dat iets spesiaal in daai bovertrek gebeur. Iets baie spesiaal. So ek glo as daar iets spesiaal is, dan is Heilige Gees daar. As hier nou 'n salwing val vanmôre, dan is Heilige Gees hierso, dan is dit ook spesiaal. Dan is dit so goed ons staan by die berg Sinaï, dan vra ons vir onsself, gaan ons Vader behaag of gaan ons 'n goue kalf bou? Wie is jou goue kalf? Wie aanbid jy behalwe Vader? Dis 'n eina vraag. As jy vanmôre dink, wie aanbid jy behalwe Vader? Dis 'n eina vraag. So die gelowiges is dit kom uit die diep uit die Ou Testament.
toe die 10 gebooie gegee het, dit was met donderslae en 'n rookwolk wat gekom het en Vader het met donderslae gepraat met Moses. So hy het gebewe letterlik daai berg. Counting the Omer, Shavuot is die koringoesfees of die baliefees wat ook deel is van die koringtyd en wanneer die balie geplant is. Feeste word aan die Pasgafees gekoppel met 'n baie interessante tradisie. Counting the Omer wat begin met Yom Kippur, Yom HaBikurim is die boek Bikurim. Ek dink dit is die boek. Watter boek is Bikurim nou weer, Diana? Exodus. Ek dink so, ek is nie 100% seker nie. Levitikus kan dit ook wees. Die dag van die eersteling gerf en eindig met Shavuot. OK. So genoem word daar elke dag 'n gerf getel as deel van die aftelling van 50 dae na Shavuot. So hulle begin met die oes en so snel elke dag 'n gerf. Nou die gerf beteken elke dag 'n gedeelte uit die brood van die lewe. Wat is die brood van die lewe? Die woord van God. Het julle vir 50 dae volhard in hierdie woord in of wat het julle baie keer gewankel? First fruits, baie dankie. Ja, die eerste vrug. Ja, ek ken nie al die Hebreëse goed so goed soos jou Drieko nie. So was verskoon my ma met dit, maar ja. First fruits beteken jou eerste vrug. Nou, ek wil vir jou vra, jou die eerste dag toe jy getel het jy hierdie Bybel opgetel as first fruit. Maak dit vir julle sin, want dit is die woord van God. En wie is in die woord van God? Heilige Gees. Amen. So genoem word daar elke dag 'n gerf getel. Elke dag van nou af moet julle elke dag julle woord lees. Tradisioneel word die geestelike reis van die Bybel in hierdie tyd bestudeer by die oog op 'n geestelike groei. Julle moes eintlik hierdie tyd gegroei het. As jy nie gegroei het nie, kan jy nou nog steeds groei. Deur te hoor wat die Heilige Gees vir julle deur my sê, lees elke dag jou brood. Ag, jou woord. Sê ek brood, maar dit is die brood van die lewe, is die Bybel. So weet julle regtig, Yeshua is ook die brood van die lewe. Waar gaan jy hom vind? In Vader se woord in. Waar gaan jy Heilige Gees vind? In Vader se woord in. Waar kom lê dit? Dit kom lê in jou onderbewussyn en jy raak na 'n lopende Bybel vir Vader. So jy gaan begin goed onthou in jou onderbewussyn wat jy gelees het en wanneer iemand daaroor praat, begin dit vir jou skielik sin maak. Begin die feeste vir julle sin maak of is dit nog bietjie vir julle Grieks? Begin dit sin maak. OK. Levitikus 23:19. Die Jahwe ons Elohim het verder vir Moses gesê, sê vir Israel, wanneer julle in die land kom wat ek aan julle gee. Nou wil ek jou vra, is jy op die plek wat Vader jou gegee het? Ek glo julle is almal by stille rus met 'n doel. Want julle het van julle by my gekom het julle baie intieme groepie geword, is ek reg? Kyk julle na mekaar uit 'n ander oog uit. Julle kyk uit Abba Vader se oog wat hy vir julle hou. Nie wat Susan hou nie, wat hy vir julle inhou. OK. En julle samel die graan oes in met elkeen die eerste ryp are van sy oes. Het jy ryp vrugte wat jy dra? Hoe lyk dit as jy praat? Hoe lyk jou vrug van die Gees? Kan ons jou toets aan die vrug van die Gees? So wat kry julle vandag? Julle kry 'n pakkie wat salfolie in het, wat vrug van die Gees in het, wat alles in het. Met ander woorde, ek gee vir jou 'n pakkie, gesalfde pakkie, wat al die wapens en toerusting het om jou as kind van Vader toe te rus met elke gerf wat jy alreeds gesny het in gees, toe jy die woord begin hoor het en toe jy die woord begin lees het. Met ander woorde, baie van die mense kan nie op julle ouderdom meer lees soos julle moet nie, maar julle kan die woord hoor en ontvang op jou hartkamers, want voorheen weet julle
kon julle gelees het. Dit gebeur baie dat die ou mense nie meer altyd kan lees soos hulle moet nie. Maar ou mense, bly asseblief die bitters, want ek het julle as bitters nodig hier buitekant. En Vader het julle meer nodig. Daarom sê hy, is julle Israel. So julle is 'n kosbare diamant vir Vader. Moet dit nie vergeet nie. Levitikus 23 vers 14. Voor hierdie dag waarop julle die offer aan God bring, mag julle nog niks van die nuwe graan gebruik nie. Nie gebak of gebraai of rou nie. Dit moet 'n vaste instelling vir julle nageslag wees, waar julle ook al woon. So jy met jou nageslag leer om 'n 10de af te staan vir die wat dit nodig het. Jy staan dit vir Vader af, hy ontvang dit nie dalk in persoon nie, maar hy ontvang jou gebede in 'n goue bak en dan kom daar 'n tyd, dan stort hy dit uit en dan maak hy mense gehoorsaam om vir julle te kan voorsien waar julle nie het nie. Het julle al dit ooit so verstaan dat julle gebede kom in 'n goue bak en hierdie tyd word dit uitgegiet oor julle soos Heilige Gees uitgegiet is, word julle gebede uitgegiet en ontvang julle wat julle gevra het in gebed, 'n voorsiening uit Vader se hand uit. Dis 'n awesome tyd hierdie om te kan ontvang. Maak nie saak of dit geld of kos is nie. Dalk is dit 'n geestelike salwing wat jy soek, wat jy wil ontvang. Of soos my sussie vra, gaan jy ons vandag wys hoe om te salf. Dis 'n geestelike salwing wat jy ontvang wanneer ek wys hoe salf jy jou huis uit, hoe salf jy jou kar uit, hoe salf jy. So waar jy ook al woon, waar woon jou gees, siel en liggaam? Binne in jou saam met Abba Vader, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. So ons moet dit nooit vergeet nie. Goed, van die dag na die Sabbat af, die dag waarop julle are as 'n beweegoffer vir Jahwe aanbied, moet julle 7 volle weke tel. So vandag gaan ons doen wat ons moes doen, die beweegoffer oplig. Ons moes dit al wanneer gedoen het, lees gou vir my Diana, wanneer moes ons dit gedoen het? Van die dag na die Shabbat af, die dag waarop julle die are as 'n beweegoffer vir Jahwe aanbied. Met ander woorde, ons waag, ons gebruik nie ons gerwe net nie, ons bestudeer ons Bybel en vandag ontvang ons dit in 'n beweegoffer. Is jy 'n beweegoffer? Kan jy onder Jakobus 4 vers 7 gaan staan? Kan jy vir Vader 'n oes gaan inhaal? Dis 'n ander vraag. Jy moet saad lewer, al is dit hoe gering, al is dit net vir 'n maatjie wat jy vertel, ek het vandag die woord so en so gehoor. Hierdie het ek dalk nie verstaan nie. Kom ons kyk waarom het ek dit nie verstaan nie en kom in die woord in. Dis soos Vader jou lei om in sy woord te bly. Op hierdie dag moet julle 'n gewyde byeenkoms hou. So hoekom het ons vandag geëte? Wanneer die Jode geëet het en hulle sluit 'n verbond met Vader, was dit altyd met 'n ete gewees. So ons het vandag 'n ete. Ons het sop en ons het brood wat die graanoffer simboliseer. Daarom gaan julle sop en broodjies eet vandag. Daar's lekker biltongsop en daar's lekker groente en vleissop, so julle kan kies watter een julle wil eet. Niemand mag dan werk nie. Dit moet vir julle altyd 'n vaste instelling wees, waar julle dan julle nageslag ook al woon. So jy met jou nageslag bel en sê, hey, dis Shavuot vandag. Kom ons sit in die woord, kom ons deel 'n bietjie. Kom ons offer vir Vader wat ons in hierdie tyd gelees het. Gaan bietjie terug wat jy gelees het. Dis altyd lekker om terug te gaan op die woord. As ek onthou dat ek laas vir julle uitgelê en as ek onthou het ek goed gelees, ek dink dit was nommer 10 gewees, nommer 5. Ek moet altyd kan teruggaan en kan lees. So wat moet julle kan doen? Julle moet kan teruggaan en kan lees. Nou vra ek vir julle vanoggend, wie van julle kan teruggaan waar julle laaste bedien of gelees het? Ek het laaste hier gelees. Diensknegte
Julle moet julle Jahwe na die vlees en alles gehoorsaam wees. Nie met godsdienst soos die mense behagers is nie, maar eenvoudigheid van die hart, omdat julle God vrees. So julle moet nie oor julle wil grand wees nie, maar julle moet doen dit wat God behaag in die tyd. So wat moet julle wees? Julle moet wat wees? Diensknegte. Dit staan in Kolossense in 3 vers 22, kan julle later gaan lees. Met ander woorde, is Vader altyd geduldig vir julle. Hy sit en wag, met 'n afwagting. Met ander woorde, hy kyk in die vasgestelde tye. Het jy jou kinders vertel van dit? Het jy vir iemand vertel, vandag begin 'n 4 hoogheilige dae, wat jy kan sit en met afwagting wag vir Heilige Gees om jou te vul oorlopends toe. Daarom gaan ons salfolie gebruik om mekaar te kan salf, of jy kan jouself salf. Ek glo nie dat enige een die hande vir mekaar oplê nie, die woord waarsku ons daarteen, maar waar jy jouself kan salf, kan afsalf, en met 'n gebed kan bind en afsalf. En dit sal ek graag vir julle in 'n gebed wys hoe ek dit doen. Maar dit is maar uit kennis van Heilige Gees. Ek het dit nie by 'n mens gesien nie, ek het dit by 'n mens gehoor nie, ek het net Vader vertrou om jou en my te lei. So met ander woorde, wat moet jy doen vandag as jy salf? Glo dat Vader jou lei in alle krag en waarheid deur Heilige Gees, want jy het mos Heilige Gees ontvang. Vandag is dit 'n dubbele porsie wat uitgestort word oor jou. Die aftelling van die 7 weke het begin op die dag na die Shabbat. Hierdie was 'n tyd van afwagting, as ook 'n tyd van voorbereiding. Almal moes gereed maak vir die groot oes in Jerusalem. Dis 'n groot oes. Jou woord wat jy geleer het, word nou 'n oes in jou binneste in. Die eerste Shavuot in die 3de maand nadat die volk uit Egipte uitgetrek het, het hulle by Sinaï aangekom. Jahwe het hulle hier byeengebring vir 'n baie spesiale rede. Ek het julle vandag byeengebring vir 'n baie spesiale rede. Ontvang oorlopends die Heilige Gees. Julle het hom, vra vir 'n double portion. Ontvang 'n oorlopend, 'n woord wat oorloop uit jou binneste. As jy met iemand praat, praat jy woordgebaseer. En dan begin dit lekker word. Hy maak 'n afspraak met sy volk om homself aan hulle te verloof. Met ander woorde, ek sal daar sê, te verbind met 'n intieme binnekamerverhouding. Intieme binnekamerverhouding. Om, soos wat jy in 'n huwelik sou wees, 'n verbond met Vader sluit. Ons is nie die bruid nie. Dis nie reg wat die woord julle geleer het nie. Ons is Vader se kinders. Met ander woorde, ons is sy erfgename. Die nuwe Jerusalem is die bruid, en ons gaan die gaste wees wat aan daai bruiloftafel sit. Onthou, Mike, ek moet vir hulle die bruid bring, dat almal kan verstaan, want is van die mense wat hier sit, wat nog nie daai boodskap gehoor het nie. Help nie, ek gaan sê, ek gee hom vir julle op YouTube nie. Dit gaan glad nie help nie. Want Delien gaan dit nie verstaan nie, want hoe kan ek nou sê, julle is nie die bruid nie, die hele wêreld praat van jy is die bruid. Jy moet skoon wees soos 'n bruid, skoon wees soos 'n maag, skoon wees sodat jy olie het wat uit jou uittap. Met ander woorde, wanneer word iets uit jou uitgetap? Wanneer jy deur 'n pars storie gaan, 'n woestynlewe, waar jy dinge deurgaan, en wat jy net Vader het, aan wie jy kan vasklou. Hy maak 'n afspraak met sy volk, om homself en hulle te verbind, om 'n huweliksverbond met sy volk aan te gaan, met ander woorde, 'n bloedverbond. So met ander woorde, Vader kom trou nie met ons Yeshua nie, hy kan nie met 'n man of 'n vrou trou nie, ons is die gaste. Onthou dit, dat julle nie verkeerd verstaan nie. Eksodus 19:5. As julle my gehoorsaam, luister mooi, as julle God gehoorsaam, en julle woord doen, en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees. Wow, jy behoort nie aan jouself nie, jy's Vader se eiendom. 'n
koninkryk wat my as 'n priesters dien en 'n gewyde nasie. Die hele aarde behoort immers aan my. So ons moet 'n gewyde nasie wees. 'n set apart volk, een kant gesit. Ons doen dinge anderste. Hoekom? Want ons is lief vir Vader. Ons doen dit uit die liefde uit, nie om raak gesien te word nie. Ons het nie 'n saak met die wêreld daar buitekant nie, want ons is lief vir Vader en dit behaag hom om sy feeste op die regte tyd te doen. Dit behaag niemand anders nie, maar Vader alleen. Daarom het Yeshua ook afgegaan na Jerusalem. Hy het al hierdie feeste het hy saam met sy disippels gedoen. Hy was vir ons die voorbeeld dat ons nie die wet mag verbreek nie. Toe Moses die volk hiervan vertel, het hulle soos een man geantwoord: alles wat Jahwe gesê het, sal ons doen. Jy maak hier 'n belofte, 'n covenant wat jy sluit. Jahwe antwoord toe: ek kom na julle toe in 'n donker wolk en die volk sal my kan hoor wanneer ek met jou praat en dan sal hulle altyd vertroue in my hê. Julle, wie het al gevoel as Vader met julle praat of Heilige Gees beleef? Ek glo julle almal het al hoendervleis uitgeslaan en in julle hart wat vinnig begine klop of jou hande wat begine warm word. Iewerste het jy iets beleef, dan weet jy God praat nou met my. OK. So in jou gedagtes kom daar opbouende woorde op. Dit is wanneer Vader met jou praat. Met ander woorde, woorde wat lewe is en nie woorde wat dood spreek nie. So wat gedagtes kom is van Vader wat lewe spreek, herstel spreek, restaurasie spreek, nie wat moord en dood spreek nie. Nie waar jy sê ek wil myself om die lewe bring nie. Dis nie van Vader af nie. Enige negatiewe woord is nie van Vader af nie. Moses het die volk opdrag gegee om hulle self te reinig en met grense opgestel waarbinne hulle moes bly. Dis jou 10 gebooie. Jy moet binne daai raamwerk leef en bly. Dis jou broodresep. Met ander woorde, waar jy die suurdeeg uit jou lewe uithaal, sonde uit jou lewe uithaal. Eksodus 19:16 en 19. Met dagbreek, die 3de dag was daar donderslae, weerlig en 'n donderwolk op die berg. Daar was ook die sterkste helder klank van ramshoring so ver, die hele volk in die kamp het gebewe. Hulle het geweet dit is God wat met hulle praat. Gaan dit weer so wees, wanneer Yeshua kom om ons weg te voer, gaan ons dit beleef. Gaan ons die groot verdrukking deur? Ja, ons gaan die groot verdrukking deur. Hoekom kan ons die groot verdrukking deurgaan? Sou ons om die lewe gebring word, weet jy, verheerlikte liggaam soos Stefanus, jy sal die dood nie voel nie. Jy sal in vrede gaan. Vir ander sal dit vreeslik lyk. Dink gou toe hulle vir Stefanus met klippe doodgegooi het. Hy het dit aanvaar, want hoekom? Hy het onmiddellik 'n verheerlikte liggaam gehad. So jy hoef nie bang te wees vir die eindtyd nie. Jy gaan 'n verheerlikte liggaam kry wat Vader vir jou gaan help deur die swaar tye. OK. Toe het Moses hulle uit die kamp laat uitgaan en voor Jahwe te verskyn en hulle het by die voet van die berg gaan staan. Wat beteken daai woord uit die kamp uit te gaan? Jy moet uitgaan in jou kamp van sonde. En jy moet van Vader se kamp kom. Nie die kamp waar die wolwe is nie. Nie die kamp waar die breë kerk bedien nie. Die breë kerk praat sonde goed. Boetie, kom net Sondag kerk toe, al sit jy nog met jou babbelas hierso. Julle, dit werk nie so by Vader se weë nie. Maak klaar. En is moeilik om met sonde klaar te maak. Maar weet jy wat? Kom ten minste net in lyn met Vader se woord, dan sal die sonde van jou al wegvlug. Hoor julle wat ek sê? Dit sal in 'n oogwink gebeur. Kom ek sê jy sukkel dalk nog om iets van vry te raak. Bly net in die woord wat ek vir jou sê. Bly net by Heilige Gees. Daar's hoop. Daar's hoop. Hoekom kan ek dit sê? Ek het gerook. En Vader het my een Sondag toe ek nie wou kerk toe gaan nie, voor die rekenaar radikaal tot bekering gebring, toe ek die woord koring indruk om koring
afsetplekke te kry, toe val die boek Openbaring oop. Het ek dit verwag? Nee. Ek het 3 dae in die toilet gelê dat my sussie gesê het, asseblief vat jou vrou dokter toe sy gaan doodgaan. Toe sê ek, nee, Vader doen bevryding op my. En ek het nooit weer gerook nie. So, julle wat nog dalk sukkel met sulke goed, weet jy wat? Vertrou net Vader se woord. Jy sal letterlik bevryding ontvang. Jy sal bevryding ontvang. Bid vir mekaar, die woord sê, bid vir mekaar. En skielik sal jou genesing uitspreek. Dis so wonderlik om dit te kan besef. Dis nie nodig hier by Jahwe Eltekant om jou, dit wat jy mee sukkel, onder die maatemmer te sit nie. Sit hom reeds uit daai maatemmer, kom uit daai kamp uit en sê nou so Susan, sit uit die kamp uit gekom en gesê ek, Susan, sukkel nog daarmee. En weet jy wat? Dadelik kry sy boeties en sissies wat vir haar bid. Sy kom uit daai kamp uit en sê ek wil klaarmaak met dit wat ek nie nodig het nie. Hoe wonderlik is dit nie? So Heilige Gees lei my om te praat oor die kamp en vir julle te sê, kom uit die kamp van sonde uit. Die hele Sinai het begin rook, toe Jahwe in die vuur daarheen afkom. Ek bid vandag die vuur af oor hardnekkige sondes wat nie wil gaan nie. Die rook het opgetrek, soos die rook van 'n oond. Die hele berg het geweldig geskit. So Vader, skud jou vandag. Hy skud uit wat hy nie wil hê nie. En die geluid van die ramshoring het al hoe harder en harder geword. Moses het gepraat en Jahwe het hom in 'n donderslag geantwoord. Hy praat met jou, vertrou hom, hy lei jou, hy genees jou en skielik spruit jou genesing uit. 3 dui altyd op die grense tussen die ou en die nuwe. Jahwe het begeer om self met sy volk te praat. Hy begeer vandag 'n verhouding met jou, waar jy in die oggend wakker word en sommer die glas vat en sê, dis die bloed van Yeshua, en 'n stukkie creamcracker of 'n broodjie vat en sê, ek hou nou communion, en sê vir Vader, ek wil met jou breakfast hê. Ek wil met jou sit, met die woord sit, ek wil hierdie communion gebruik tot eer en verheerliking van sy naam, dat ek my dagtake kan doen tot eer en verheerliking van sy naam. Gee jouself elke dag so opnuut vir Vader. By die eerste Pinkster kom sluit hy met hulle 'n verbond wat soos 'n huwelik is in Hebreëse ketubah. Met ander woorde, 'n ketubah is jy staan onder 'n wit doek met 4 pilare. Met ander woorde, Vader sit 'n pilaar vir jou waar die vyand nie onder daai ketubah kan kom nie. Hy sluit met jou 'n bloedverbond onder die wolkbedekking, die Shekinah glory wolk. As jy in 'n ongeluk kom en jy's in daai Shekinah glory wolk, sal jy niks oorkom nie. Wat 'n ketubah of 'n marriage canopy is, beeld uit in Jeremia 2 vers 2. Ek het dit nogal gemerk. Ja, sy. Ek gaan eers vir julle Jeremia 1 vers 12 lees. Toe sê Jahwe vir my, jy het goed gesien, want ek is wakker oor my woord om dit te volbring. En die woord van Jahwe het vir die tweede keer tot my gekom en gesê, wat sien jy? En ek antwoord, ek sien 'n kokende pot wat van die noorde afkom. Toe sê Jahwe vir my, van die noorde af sal die onheil losbreek oor al die inwoners van die land, want kyk, ek roep al die geslagte van die koninkryk van die noorde, spreek Jahwe, en hulle sal kom en hulle sal elkeen sy troon neersit by die ingang van die poorte van Jerusalem en teen al sy mure rondom en teen al die stede van Juda, en ek sal my oordeele oor hulle uitspreek weens al hulle boosheid, dat hulle my verlaat het vir 'n ander gode, rook laat opgaan het en hulle voor die werke van hulle hande neergebuig het. Met ander woorde, wat se offer is jy vanoggend? Gaan lê dit neer by die voete van Jesus Christus, wat nie joune is nie. Sonde is nie joune nie. En dan, omgord jou heupe en maak jou klaar en sê aan hulle, alles wat ek jou sal beveel, wees nie vir hulle verskrik nie, dat ek jou nie vir hulle laat skrik nie. Want kyk, ek maak jou vandag 'n sterk stad. Jy's 'n sterk stad. Jy staan onder daai kupa
Jy's 'n sterk stad, jy staan onder God se woord. En Jakobus 4 vers 7 sê, jy staan onder God se mantel, onder geen ander God nie. Skryf Jakobus 4 vers 7 neer. Teen die konings van Juda, teen sy vorste, teen sy priesters, teen die volk van die land. En hulle sal teen jou veg, maar jou nie oorwin nie, want ek is met jou, spreek Jahwe om jou uit te red. Wat 'n wonderlike woord. So dit is Jeremia 1 vers 12 en ek het hom gelees tot vers 19. Gaan lees hierdie woord nê en maak hom vir 'n slag jou eie om te sê, ek gaan niks oorkom nie. Ek staan onder daai kupa. Dis 'n wit doek van reinheid wat Heilige Gees verteenwoordig. Jy staan onder 'n covenant, onder 'n verbond met Vader. Dan lees ek vir ons Jeremia 2 vers 2. Dan sê hy die volgende vir ons. Ek gaan vers 1 ook lees. En die woord van Jahwe het tot my gekom en gesê, gaan en roep uit voor die ore van Jerusalem en sê, so spreek Jahwe, ek onthou die geneentheid van jou jeug, die liefde van jou bruidstyd, toe jy agter my aangeloop het in die woestyn, in 'n onbesaaide land. Eers het jy nie vrug gedra nie, jou land was nie vrugbaar nie, hy was onbesaai, hy was wel geploeg, jy was besig om in lyn te kom, maar jy kon nog nie die saad plant nie. Nou kan jy die saad plant, want jy die woord van God, jy weet wat is sy broodresep. Vandat jy by Jahwe Altekam gekom het, het ek jou vader se broodresep geleer. Waaraan hou jy vas? Aan daai broodresep. Israel was vir Jahwe 'n heiligheid, die eersteling van sy opbrengs. Alles wat hom opeet, sal skuld op hulle laai, onheil sal oor hulle kom, spreek Jahwe. So met ander woorde, moenie verkeerde saad vat nie. Hoor die woord van Jahwe, huis van Jakob, alle geslagte van die huis van Israel. Jeremia 1:12 beteken, God se woord is 'n kragtige wapen in ons hand, gebruik dit. Gebruik dit, dit is 'n kragtige wapen in ons hand. Ja, dit is die eerste een wat ek gelees het, was Jeremia 1:12. Dis 'n kragtige wapen. Die ander een sê vir ons was 'n geploegde land en ons moet nou begin 'n saad gooi. Met ander woorde, ons moet woord praat, ons moet plant in ander mense se lewe, dat daar opbrengs kan wees, nie net in jou lewe nie, maar ook in die van ander. So dit beeld letterlik uit, Vader het se 4 hoeke, van die Jahwe's gebed, gaan jou vooruit, daar waar jy loop, praat jy die woord van Jahwe. As simbool van hierdie verloving ontvang Israel die Torah sy woord. Julle het die Torah sy woord ontvang, wat reg en verkeerd is, ons kan dit nie weggooi nie. Die Heilige Gees van Yeshua, Ruach HaKodes, is die seël van ons verbond met ons hemelse Vader, ons Messias. Die woord is ons ketubah. So wat is ons ketubah? Ons kan hierdie woord elke dag bo oor ons so oopmaak. So, en sê, Vader, ek staan onder u woord en u woord alleen. Ek staan onder Jakobus 4 vers 7. Vader, hierdie is my ketubah. As dit nie in die woord is nie, dan wil ek nie dit hê nie. As dit hier staan, dan wil ek dit hê. So jy sê vir jouself, as dit nie in die woord is nie, en die woord praat van pagan feeste, dan wil jy dit nie hê nie. Jy wil dit nie hê nie. Nou moet Michael vir my mooi die Engels lees. Net geweet ek gaan jou vra. Ja, ek is al gereed. Jeremiah 2 verse 2. Go and shout in the ears of Jerusalem that this is what Adonai says. I remember your devotion when you were young, how, like a bride, you loved me, how you followed me through the desert, through a land not shown. In ander woorde, kom ek gou vir julle so sê. Toe jy sonde gedoen het, was jy in die woestyn. Maar Vader het jou nooit gelos nie. Hy het aangehou, tot jy so skoon soos 'n bruid is. Hy het aanhou klop. Maak oop die deur. Maak oop die deur. Met ander woorde, in jou jong tyd, het jy dalk nie so goed geleef nie.
Maar Vader op die regte tyd gekom en hy het in jou hartkamer oopgesluit en hy kon ingaan. Baie van julle wat hier sit, sê hierso het julle genesing ontvang. Hoekom? Dis Heilige Gees. Hoekom? Want wanneer jy die waarheid praat, sal jy vry word. Die woord sê vir jou, as jy die waarheid praat, sal jy vry wees. So probeer asseblief op die pad van waarheid bly. Shalom almal by die tweede gedeelte van Shavuot. Ons gaan vandag net gaan tot by die eerste gedeelte. Hoekom ek die tweede gedeelte wil doen? Salwing is vervulling van Heilige Gees. So wat ek wil doen is, ek wil vir julle wys, hoe salf 'n mens? Want dit was al baie gevra, hoe salf 'n mens? Maar voor ek die salwing doen, het Vader gevra, ons moet vir hom 'n offer kan bring, 'n aanneemlike offer, nê? So ek wil net hierdie 2 brode vat, en hy sê ons moet 'n beweegoffer vir hom bring. Nou, hoe raak jy 'n beweegoffer? Wanneer jy Heilige Gees ontvang het, gaan hy jou lei deur alle krag en waarheid. Dan sê Vader, ek offer myself 'n beweegoffer, dat ek op die oesland as 'n lewende offer vir U sal werk. Amen. Ek sal vir julle volgende week verduidelik wat die 2 brode beteken, nê? Want dis 'n teaching wat groot is, baie groot is, wat ek volgende week vir Michael gaan gee om by te voeg. So met ander woorde, jy vat nou kommunie en die nagmaal by die huis, en jy vat jou 2 snye brood, en jy sê, Vader, ek offer myself as 'n lewende offer om vir jou te gaan werk. En dit beteken nie jy moet nou gaan in die bediening, dit beteken, hulle kan net gaan, en hulle kan net vir mekaar bedien, en vir mekaar die woord vertel. Want hierdie is eintlik die 2 testamente. Die Ou en die Nuwe Testament wat in een geword het, in unity gekom het, sodat jy in unity vir Vader 'n beweegoffer kan wees. So dit gaan vandag oor jou offer, wat jy vir Vader gaan wees, in die bediening, wat hy sê, gaan heen en maak disippels van alle nasies. So dit is my eerste oproep, wat ek wil vir julle sê, wat julle moet doen, en die teaching oor die brode sal ek vir julle gee, dat julle weet wat beteken die brood, die 2 brode, maar ek wil vandag fokus op Heilige Gees vervulling, want hier waar ons staan ons onder die salwing, onder die kupa, wat 'n 4, kom ons sê maar, die dak is darm wit, ons is onder die kupa met die 4 pilare, dankie Diana, pilare wat Vader vir ons gegee het, wat ons vas staan op die rots, nie op iets anders nie. Ons bou ons huis op die rots. Jou tempel bou jy op God se woord. Wie is die rots? Yeshua. Want dis hy wat kom met die beeld van Daniël en hy slaan. Het julle dit geweet? OK, so ek leer vir julle al die goed wat die woord my geleer het, deur Heilige Gees leer ek vir julle. Nou kom ons sê, ons wil vandag ons huise skoon salf. Dan vat ons hierdie olie, dan sê ons Vader, hierdie olie is net simbolies, dat die kragtige werking van die Heilige Gees hierin sal gaan, en die bloed van Jesus Christus hierin sal gaan. Hoekom salf ek nie 'n huis toe nie? Want jy het mense wat by jou voordeur inkom, en jy weet nie wat dra hulle saam met hulle in nie. Wat hang ons by ons voordeur? Ons hang die tikwa, die rope. Hy's ingesit vir julle. Gaan lees presies wat dit beteken. Met ander woorde, Vader steek jou weg vir inbrekers, vir vyande, want hy die spioene weggesteek. Sy het hulle weggesteek, toe kon hulle nie, hulle kry nie. Met ander woorde, jou huis, sê jy klaar, is die bloed van Jesus. Kom ek vir jou sê, hoe sterk is hierdie. Iemand loop by my voordeur in, en die persoon se telefoon val op die vloer neer. En toe ons die telefoon optel, toe sien ons waarmee is daai persoon besig. So hierdie is 'n tweesnydende swaard. Die vyand sal nie by jou huis inkom. So ons salf hom en ons hang hom by die deur. Dis hoekom ek hom vir julle daar binne ingegee het. So by jou deur gaan jy nou gaan, en jy gaan hom
om die traliehekkie sit en jy gaan hom vasknoop. Hy's gelamineer, weer en wind gaan hom, reën en wind gaan hom niks doen nie, en jy knoop hom lekker vas. Dan sê jy, Vader, ek salf hom tot eer en verheerlik van U naam, dat die bloed van Jesus hierin sal wees. Salf hom in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Moenie bang wees om salfolie te gebruik. Jy gebruik dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As ek iemand salf, dan sê ek, Vader, ek bring nou vir Susan voor U, Vader, soos ek haar gaan salf, Vader, dat ek haar sal salf, Vader, van haar kop tot haar tone, dat die Heilige Gees, die vuur van God, deur haar sal gaan en sal uitbrand wat nie van U af is nie, Vader. Daarom kom ek nou, Vader, en wanneer ek haar salf, salf ek haar met die bloed van Yeshua, sy wonde en bindings wat daar was in ons lewe en vrese sal nou gaan in die naam van Jesus Christus van Nasaret. Dan salf ek haar in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en dat die 4 vlamme van die Heilige Gees nou binne haar sal skoonbrand en haar hartkamers sal aanraak in Yeshua se naam. Amen. So self jy jouself ook. Jy sal voel, baie keer as iemand jou salf, dan word jou voete warm. Dit is wat jy basies wou geweet het, Deline, né? So jy sal jouself salf wanneer jy sal salwing beginne voel en ervaar. Jy kan die reuk van pypkaneel baie keer kry wanneer Heilige Gees inkom. Dit kan wees soos 'n wind wat inkom. Jy gaan hom ervaar. So jy gaan Heilige Gees gaan 'n reuk afgee. Ek noem die pypkaneel as 'n voorbeeld. Ek sê nie, dit is altyd so nie, maar dan kan jy voel, maar het iets nou gebeur. Het iets met my gebeur, toe julle deur die doopwater gegaan het iets met julle gebeur. Selfde met salfolie gebeur. Wanneer ek 'n huis salf, salf ek nie die vensters en deure toe nie. Ek salf in die middel van 'n muur. Kom ons sê, hier's die muur, hier's nou die huis, daar's 'n venster, ek salf die middelste muur. Sê, Vader, ek kom in die naam van Jesus Christus. Nou begin ek by die agterste kamer. Begin altyd by die agterste kamer. Dan sê ek, Vader, dat die bloedstroom van Jesus Christus my sal volg en hierdie huis sal skoonmaak van elke binding, van elke vesting, van elke skans wat teen U en U woord is en wat teen my is, dat U dit nou sal skoonmaak en dit sal uitvat. En wanneer jy dit uitvat en jy sê, ek salf hierdie muur in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en ek kom en ek sê, Vader, hierdie muur salf ek ook in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en dat die bloedstroom van Jesus Christus nou sal kom en sal skoonmaak, Vader, en soos ek sal skoonmaak van die bloedstroom, ek kan dit nie vat nie, die Heilige Gees en bloedstroom vat dit uit by die deur, en Vader, soos al hierdie goed uitgegaan het by die deur, kom ek en ek bind dit volgens Matteus 18 vers 18, en ek stryd dit uit met die tweesnydende swaard van Hebreërs 4 vers 12, in die geestelike riehelm waar dit sou manifesteer om terug te kom, en ek stuur dit na die voetebank van Jesus Christus van Nasaret. En as ek iemand se voete salf, dan sê ek, Vader, ek kom in die naam van Jesus Christus van Nasaret, en ek salf Susan se voete daar waar sy sal gaan, dat sy op heilige grond sal stap. Salf ek in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en ons vat oorwinning daarvoor in Jesus naam. Amen. Elke keer as jy klaar gebid, dan sê Vader, ek vat oorwinning. Hoekom? Jy vat autoriteit. Want jy staan in autoriteit en salf en bid. Sal julle nou julle salfolie kan gebruik. Dit was nie so moeilik nie. Maar wanneer jy bid, bid altyd en sê, Vader, kom teen elke vesting, elke skans, elke swaard, wat teen Vader se woord gerig is, en wat teen my gerig is, en teen my man gerig is, en teen my kinders gerig is, en teen my boetas en sisses wat hierso staan, en teen alles wat kosbaar en dierbaar gerus is, Vader, kom ek nou, en ek verklaar die vyand nietig, en ek sê, die bloed van Jesus Christus, Satan, the blood of Jesus Christ is against you. Amen. Bestraf en bid en salf. Jy kan jou motor salf, as ek my motor salf,
Dis hoekom ek vir julle bestel het. Ek is baie oulik, ek het vir julle bestel. Dit kos alweer vir my geldjies, maar is okay. Het ek vir julle karre en vir julle deure van julle huise elkeen 'n tikwa gesalf. So daar waar jy gaan, sal hy by jou wees. So hy's nou nog nie in jou pakkie nie, ek wag dat hulle kom. Het ek vir jou 'n tikwa bestel, dat ek vir julle elkeen in die hand 'n tikwa kan gee. Okay. So ons het hierdie gemaak. Jy kan selfs van hierdie vat en aan jou karsleutels ook sit uit 'n gaatjie, maar hy's bietjie moeilik aan die karsleutel of aan die huis se sleutel. So waar jy gaan, proklameer jy, ek loop met die bloed van Yeshua, want hy's in jou. Hy leef in jou. Hy's in jou binneste ingegraveer, daai bloed. Hy loop deur jou sweetgaatjies, soos wat sy kapillêre sweetgaatjies op Getsemane gebars het. Loop daai sweetgaatjies van jou oor met die bloed van Yeshua. So jy moet in genesing loop, in autoriteit loop, en jy moet weet, herlewing vind plaas in jou lewe. Amen. So dis tyd dat ons herlewing moet vat, en 'n beweegoffer raak, en daarom hierdie botteltjies werk baie maklik hierdie. Gaan gou enetjie oopmaak. En is met goud gelouter, so elke kleur het betekenis. Hy's in 'n sakkie gesit, want hulle kan baie keer uitloop. Maar ek het vir julle die dier een gegee. Daarna, nou moet jy oopmaak, my hande is glad. Gelukkig het ek daarom my handdoekies hier. So dit kan wees dat hy uitloop soos jy hom uithaal. Hy het bitter min uitgeloop. So as jy hom uithaal, sit hom verkieslik regop. Maar wat lekker is van hulle, is die volgende. Hy het 'n balletjie. So ek sê, Vader, ek kom in die naam van Jesus Christus van Nasaret, dat die bloed van Jesus Christus in hierdie olie in sal gaan. Dis net simbolies, daarom dra ek dit aan Vader op, en dat Heilige Gees hier in sal gaan. En dat die vuur van Heilige Gees hier in sal gaan. Dan kom ek en ek kom salf, dat ek jou naam vergeet, Paige. Kom ek en ek salf vir Paige, dat daai heup sal genees in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, want hy het 'n balletjie. Amen. Wie ook gesalf word. Dis reg. En ek kom en ek salf vir Deline ook, dat sy oorwinning sal ervaar, dat sy Heilige Gees sal ervaar, dat sy die vrug kan proe in haar mond wanneer sy die woord lees, dat sy sal 'n oorgawe kry in dit wat sy wil hê. Daarom salf ek aan die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dankie Vader, ons spreek lewe in oorvloed van brood in haar lewe. Van geestelike brood, vul haar ore, Vader, dat sy u woord sal hoor, Vader. Vul haar oë, Vader. Vul haar sintuie, raak haar mond aan met 'n vuurkolom in Jesus naam. Amen. Ek gaan julle nou almal op 'n streep salf. So die uitloop gaan ek julle salf in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So dankie Vader dat ons hier kan staan in u midde en sê dankie vir die sop wat ons kry. Dankie dat u vir ons die voorsiening is. Dankie Vader dat u die hand is wat voorsien. U is die provider. Ons lê ons hande op ons koskaste. Ons lê ons hande op ons yskaste, Vader. Ons lê ons hande op ons bakskottel, Vader, en op ons geld, Vader, dat u sal voorsien. Amen.